the bridle of a horse in sure control, but can also be used by the enemy to slow you down. He wants to use your past, mistakes, and shortcomings against you so that you can't experience the freedom in Christ. Then it's sometimes necessary to let go and run free like wild horses on open fields and live free without the yoke of bondage. You are watching Wild Horses. Hi, baie welkom by nog 'n episode van Wild Horses, waar ons dieper gaan kyk en wat ons op ons episodes het. Ons episodes is uitgesit regtig om dat u ons kan join, dat ons kan sien wat is die pad vorentoe, wat is nodig, hoekom 'n wild horse. En Donnie, ek hier in die Volkskerk hierso bied aan vandag saam met my gas hierso, wat 'n eer om saam met Donnie te wees. Donnie, ek wil net laat jouself net 'n bietjie voorstel. En jy is in die straatbediening, baie mense dink, hulle sal nie weet wat straatbediening is nie. Ek wil amper die term gebruik om te sê, dis die mees uitdagendste bediening wat daar is. Definitief, ja. So stel net jouself voor en dan verduidelik ons bietjie wat die straatbediening behels. Ja, ek is Dani Du Plessis. Ek is nou nie voltyds in die bediening nie, maar die Here roep ons maar sy kinders om oral te bedien. So hierdie bediening het bietjie oor my pad gekom so tyd terug. Ons is al 4 jaar daarin. En wel, die doel van die bediening was om by die minder bevoorregte gemeenskap van ons dorp uit te kom. Ek glo die Here het ons baie lank buitekant gebruik, buite ons dorp, en op 'n stadium met die Here vir ons gesê, dis tyd om terug te kom na ons dorp toe. En te kom omsien na ons eie mense, want 'n mens ry deur jou dorp en jy sien die verval in jou eie dorp. En dan besef jy dat dit wat die mense daar buite nodig het, het hulle ook nodig. En ons het net ervaar, ek en my vrou, dat die Here ons op daai stadium roep. Ons het daaroor gebid, en die Here het seker so binne 2 weke het iemand na ons toe gekom. Ons pastoor het gesê, daar's iemand wat hom geskakel het, wat voel hy wil 'n straatbediening in Brakpan begin. Hy voel die Here roep hom om straatevangelisasie doen. So ons het saam met hom gegaan, kyk wat gaan aan, en daar het begin. En nou is ons al 4 jaar in die bediening. Sê vir my, Donnie, as ek mag vra, van ons temas is olie, dis die salwing. Die salwing op daai vlak, hoe kritiek is dit? Dis baie kritiek. Ek moet eerlik sê, in daai bediening moet jy kan hoor wat die Here sê. Want jy werk met baie mense, daar's 'n deurgang van mense, en daar's mense wat uitkom vir gebed. En om te weet wat hulle nodig het, dit ken jy net van die Heilige Gees af hoor. So, ja, ek het op 'n stadium net vir die Here gesê, ek wil met 'n mond vol tande voor mense gaan staan. En jy weet wat om te sê nie. En die Here was so getrou, elkeen van ons vra bedien, het die Here 'n spesifieke gawes gegee, en ons gawes vloei regtig baie goed in mekaar, maar die salwing van die Here is iets wat ons regtig ervaar. My ervaring is daar waar jy besig is, met die opdrag wat die Here vir jou gee, daar vloei sy salwing vrylik. Een van ons temas is gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid is 'n key. Dit is, of sal ek sê, die liefdestaal van die Here. Hy sê, as jy my liefhet, wees gehoorsaam in dit wat ek jou wys en leer. So die gehoorsaamheid om uit te gaan. Wat se uitdagings vind jy om net daar te kom fisies? Ja, as 'n mens nou lang dag gewerk het, en jy moes die verkeer van Pretoria af ry Brakpan toe, en jy kom by die huis, dan jy seker 100 verskonings hoekom jy nie wil gaan of moet gaan vanaand nie. Want dit vat effort, as ek het so kan sê. Yes. Ons berei kos voor wat saam met ons wat ons uitvat, en is maar heeltyd is 'n hele pakkerasie van goed om te gaan om ons bediening uit te voer waar ons gaan. So 'n mens, as die Here vir jou opdrag gee, moet jy luister. En jy moet doen wat hy sê. Dit is 'n stap van gehoorsaamheid. As ek miskien 'n voorbeeld kan gee, toe ons net begin het. Okay. Hierdie persoon wat dit begin het net een aand gebel en gesê hy kom nie. Okay. En omdat hy dit begin het, ek en my vrou nou vir mekaar gekyk en gesê, maar sal ons nou gaan, want hy is nie hier nie. En ek het regtig so convicted gevoel deur die Heilige Gees om nie te gaan nie, want ek het net ervaar dat die mense wat daar is wag vir iemand om te kom vanaand, want ons het gesê ons gaan elke maandag kom, en ons het daaroor gebid. En die Here het bestel vir tyd, want iemand anders het op daai stadium ons kos voorsien.
en daai persoon sou ook nie kom nie. Nou Okay. gaan jy straat toe en jy het niks om vir die mense te gee in terme van kos nie. So ek en my vrou het altyd daaroor gebid en ek was al so in die stort besig. Toe kom die gedagte by my op, maar gaan koop net 'n boks vrugte en vat dit. En ek gaan sê vir my vrou, ons is toen al 'n bietjie frustreerd met mekaar, gaan ons nog gaan of nie. En ek sê vir ons, sê vir die Here het vir haar net presies dieselfde gesê. Wow. Vat dit 'n boks vrugte, vat vrugte en gaan uit. En ons het uitgegaan met daai boks vrugte en ons nog gedink die mense gaan ons gooi met die vrugte, soos daar kom. maar hulle was selfs bly vir dit. En die Here het ons regtig geseën en dit is maar waar dit gaan, 'n mens moet deurdruk. Daar's altyd obstacles, maar jy moet deurdruk. Sê vir my in daai oomblik wat jy ervaar het, jou persoonlike loop saam met die Here, die karakterbou en dit het 'n groot rol gespeel in daai oomblik wat jy besluit, want iewes skielik word die leier van dit wat moet gedoen word is uit die pad uit. Ja. So jou loop saam met die Here, jou karakterbou en dit wat jy saam met hom gestap het Ja. en dit wat jy deurgegaan het, dit het 'n groot rol gespeel op daai besluit op daai oomblik. Dit het, ja. En net die feit dat wat daar uitgevloei het, vorentoe het ons ervaar, maar die Here is saam met ons. Hy gaan ons nie alleen los van hierdie bediening nie, hy gaan vir ons help om dit te doen. Want dit is 'n challenging bediening, dit is net so, die werk met groot verskeidenheid van mense, en mense met baie probleme. So, ek het regtig gegroei in dit, regtig gegroei om te luister na wat die Here vir jou sê en te reageer daarop. Daar's 'n skrif wat so mooi is oor dit, wat hy oor dit praat, wat hy sê dat die gehoorsaamheid is die key, maar die liefde en die geduld speel uit 'n groot faktor in die tipe bediening. Moet ek regtig uitbrei oor daai? Geduld, ja, in hierdie bediening moet jy baie geduld hê, want daar's maar altyd moeilikheidmakers, ouens wat laat kom en dan kom druk hulle voor in die ry en dan wil mense begin boks. En die ander ding is ook maar partykeer die teleurstelling wat jy beleef. Okay. Mense wat omdraai, wat 'n tyd lank alright is, hulle is af van hulle dwelms af, 4 maande later dan is hulle weer terug waar hulle was. En dan beleef 'n mens maar 'n bietjie teleurstelling, en mens kan nou maklik sê, kom ons gee op daai ou. Yes. Hy het sy kans gehad. Maar dit is die liefde van die Here wat 'n ou laat aanhou. Want jy besef, maak nie saak hoe 'n ou lyk of hoe hy ryk nie, God het hom lief, Yes. net soos wat hy my lief het. Yes. En die feit dat hy op straat is, beteken nie hy het minder pyn en minder seer as 'n ou wat miskien jou kerk sit met 'n soet aan op Sondag nie. Yes. So yes. ek dink as hierdie bediening nie uit jou hart uit en uit liefde van God uitkom nie, dan sal dit nie voortgaan nie. Dit sal gebreek word. So ons kan amper sê die kompassie speel ook net so 'n groot rol in dit wat jy doen. Ja, dit is die baie liefde groot. van mense. En dit kry ons direk van Jesus af. Ons moet verstaan dat buitekant as ons uitbeweeg, dat ons moet uitstraal, ons moet die lig wees, ons moet die sout wees. Sout is so belangrik vir ons om buite te wees, dat ons moet weer smaak bring. En ek dink Daniel se bediening bring baie smaak weer terug, want dit is nie 'n goeie uitsig wat mense sien nie. Mense praat negatief daaroor. Wat se uitdagings van die vyand se kant face julle as julle so uitbeweeg? Ja, ek dink een van die goed wat ons face is maar die natuur, want ons bediening is op die straat. Okay. In die somer gaan dit heel alright, want dit is nou warm, maar party môre dan reën dit verskriklik. En in die winter kan dit verskriklik nogal redelik koud word op die straat om uit te gaan en mense te bedien. So dit is maar van die challenges. Ek weet nie wat 'n ou ervaar in die fisies. Van die ander challenges wat mense ervaar is maar hoe kan ek sê, uit die aard van met die mense wat jy werk, Okay. kan dit challenging wees, want miskien is dit nie nice wat ek sê nie, maar een van ons het reels as ons daar werk, ons het 'n stel reels wat ek vir die mense gegee het, en die ding is baie van hierdie mense maak 'n lewe uit manipulering uit. Okay. Dit is wat hulle doen, hulle manipuleer mense om goed uit te kry, so as hy daar kom, dan wil hy jou ook manipuleer. Yes. So, ou moet geduldig wees. Jy moet geduldig met mense. Daar's party mense wat kom wat jy ignoreer. Daar's party ouens wat ons vir 'n jaar geïgnoreer het en na 'n jaar het hulle uitgekom. Hulle het eers daar ver gestaan en later dan kom hulle nou nader. En dan raak jy hulle aan, dan verander hulle lewens. So onderskeiding is ook een van julle sleutels wat jy moet hê om Ja, te jy sien moet. waar jy werk. Ja. So en dis wat ons sê, die skrif sê die salwing is wat die juk breek.
En dit is so belangrik dat elke plek waar jy inskakel, dat jy kan weet dat die salwing is waar dit is. Dis wat ons oor praat in die olie. Een van ons episode sal ons delf ons dieper in oor die olie wat nodig is. Ons gesels so baie oor die olie en al die dinge. En sê vir my Dani, so jy is nie voltydse bediening nie, so jy het werk. Hoe balanseer jy jou lewe, jou werkslewe, maar ook jou geestelike, persoonlike walk met die Here? Dit kan challenging word, want ek is half van 'n, my vrou sê altyd complete finisher. As ek 'n ding aanpak, wil ek hom klaar maak. Okay. En so as ek nie na myself kyk nie, dan is eet my werk baie my tyd, ander tyd in. Yes. Maar ek het besef dat jou verhouding met die Here is net so belangrik soos jou bediening. As jy nie 'n verhouding met die Here bou en handhaaf nie, dan is jy nie effektief as jy uitgaan nie. En dit is maar wat ek ervaar, dat as ek nader aan die Here is, dan is ek meer effektief in my bediening, want ek kan hoor, ek verstaan waartoe die Here wil gaan met wat ons doen. So ja, dit kan 'n challenge wees, en ek dink miskien 'n verskoning vir baie mense hoekom hulle nie met bediening betrokke raak nie. Okay. Maar die Here kan vir jou die krag gee om deur te druk. Ek het al baie aande by die huis gekom wat ek gevoel het vanaand blyk net by die huis. Maar as ek daar is op die straat besig om te bedien, dan raak die salwing van die Gees jou aan. Dan is jou moegheid weg. Yes. En jy operate in die Gees. Dit vat my terug na die vrou toe by die put, waar Jesus gesê het, die woord sê dat hy was honger op daai stadium en die disippels het gegaan vir kos. Maar toe hy onder die salwing beweeg saam met die vrou by die put, het hy hulle geantwoord, hulle het gevra, is hy nie honger nie? Toe sê hy, dit wat ek nou gevat het, het my honger gesit. Dis kritiek dat die verhouding, en dis wat ons moet verstaan, nie net as jy in bediening is, waar hierdie wild horses beweeg nie, maar ook net dat jy eers kan kom, en ons het gesels al daaroor om te sê, dat jy moet eers vol word van hom, so vol dat jy kan oorloop. Ja. Ons praat van die blessing. Baie mense, is een van ons temas op een van ons episodes, baie mense sien die blessing as om te ontvang, en dit is so. Maar as op julle punt waar jy is, jy word 'n blessing vir die Here en vir ander mense. Hoe sien jy dit dat die blessing vloei, en wat se impak maak die Here deur jou blessing wat jy is vir daai mense op die straat? Ja, my ervaring is dat weet wanneer ervaar ek my grootste seën, as ek besig is by die Here se werk. Okay. Jy gaan uit om mense te bedien, maar in dit bedien die Here jou, Okay. eintlik ook. Wow. En so het ek al baie mense gesien wat saam met ons uitgegaan het, hoe hulle deur die jare gegroei het in die Here. Mense wat eers net wil kos uitdeel, en hulle bedien nou al self mense en bedien self woord. So dis een manier vir hoe glo die Here se blessing vloei in ons bediening in, deur mense toe te rus om meer bruikbaar in sy koninkryk te wees. Maar ons ervaar ook die Here se seën oor ons bediening. Ons het nog nooit 'n tekort gehad aan kos of tyd om hierdie bediening te doen nie. Ek gaan net sê dis maklik altyd nie. Yes. Maar die Here was nog altyd getrou dat daar genoeg kos is vir die mense. Al is dit partykeer die laaste ou wat die laaste se kos vat. En ons senuwees is op, maar ons het partykeer daai kos meer gebid. Maar ek ervaar regtig die Here se seën in dit wat ons doen. As ek kyk na die werk wat die Here doen, Yes. deur die bediening, dan verstaan ek dat die Here se seën is in dit. En dit is net sy vloei van sy Gees wat saam met ons gaan wat hierdie dinge moontlik maak. Ek weet mense wat uit verslawing uitkom byvoorbeeld, meeste van hulle het bindings in hulle lewe. So, maar daai verslawing kom uit 'n ander plek uit, baie keer. 'n man verloor miskien 'n man daar wat daar was, het sy vrou en kinders verloor, Okay. 12 jaar terug. Teleurstelling. En hy kon nie cope nie. Hy het begin drink, het alles verloor. Hy was vir 12 jaar op die straat en die Here het hom daar vrygemaak een aand. Soos ek sê, daai verslawing wat hy gehad het 'n ander wortel gehad. En as jy voor 'n persoon staan en jy moet dien hom, dan is dit net die salwing en die seën van die Here wat saam met jou beweeg, wat daai spesifieke ding oopsluit vir jou om by daai ding uit te kom. En daai ou was vry en hy het aangegaan met sy lewe. So ervaar mense die seën van die Here ook dit. En sê vir my Donnie, as ek vir jou kan sê, vir 'n ou wat miskien in die bediening was, of wat nog is, en hy's nou al sê oor die sy 5 jaar merk, wat se bemoedigende woord het jy vir hom? En dan wil ek graag vra vir die ou wat nog nie in die bediening ingekom het op straatbediening, of evangelisasie op straat nie, of wat se bemoedigende woord het jy vir hulle?
So kom ons begin met die ou wat lankal al besig is, of wat miskien besluit het hy 'n rukkie gestop. Wat het jy vir hom al buite? Ek het nie as 'n bemoedigende woorde, maar ek kan vir jou een ding sê, die Here het my geleer, dat voor hy nie vir iets anders gee om te doen nie, gaan jy aan met wat hy vir jou gegee het. En is nie altyd maklik nie. Dit vat tyd, dit vat effort van jou kant af, maar as ek sê die Here is getrou, so wat ek kan sê is hou vas aan die Here en luister mooi na die Here se stem. As hy nie vir jou gesê het om aan te beweeg nie, bly waarmee jy besig is en hou aan doen wat die Here vir jou gesê het, aan stap op daai pad wat hy vir jou gegee het. En dan ons handjie mense wat nog nie, hulle het gekyk, hulle wil explore, wat sal jy vir hulle sê? Wat se advies sal jy vir hulle gee? Ek sê sê my belewenis is mense ontvang baie seën in die kerk as jy in die kerk is, né, want die Gees beweeg jy. Yes. Maar as jy regtig die krag van die Here wil ervaar, raak betrokke in 'n bediening wat dit nodig het, dat die krag van die Here in geloof deur jou lewe werk, dan sal jy 'n ander seëning ervaar in jou lewe as wat jy ervaar deur net 'n kerkganger te wees. Yes. Want op die einde van die dag was my ervaring dat die Here stuur ons kerk toe om te leer, om ons op te voed. Ek weet nie hoe om ons toe te rus. Yes. Maar dit is vir 'n doel. Dit is vir 'n doel, dit is vir daar buite. Yes. So ek voel net as jy nie weet waarom betrokke te wees nie, dan is dit tyd om vir die Here te vra waarom moet jy betrokke wees, want jy's besig om uit 'n groot seën uit te mis vir dit wat die Here in jou lewe en deur jou lewe kan doen. Ons sê so, dit wat Donnie sê is so belangrik vir jou daar buitekant, en ons wil dit wil sê dat diensbaarheid is een van ons episodes wat ons ook gaan indelf om te verstaan dat die proses wat jy begin, waar die Here jou roep, is daar om jou op 'n punt te kry dat jy kan betrokke raak, soos jy sê, om dit verder te vat en ook die werk van die Here te aanskou, wat jou geloof gaan bou, sodat jy 'n getuienis kan hê en dit kan deel met die wêreld om hulle te wen. Donnie, as ek mag vra daar, as vir ons sal gelei in gebed, dit was 'n regte voorreg om saam met jou te sit. Dankie vir hierdie oomblik wat ons saam met jou gehad het, wat ons net so bietjie kan net indelf agter die skerm om te sien julle wat besig is met die bediening, om te weet dat julle is die Wild Horses wat aktief is en julle is besig. En van ons kant dan wil ons sê dat die Here julle moet seën op dit en dat daar baie werkers sal bykom, want die Here sê dat die oes is groot, maar die werkers is min. Maar ek wil jou vra om ons gelei in gebed vir die werkers om buite om in te skakel vir die mense en dan ook vir die mense daar buite wat vasgevang is in daai ding. Dankie Donnie, as jy ons sal lei. Ja, ons Vader in die hemel, ek wil net vanmôre voor U kom en Vader, as 'n voorreg om in U koninkryk te kan bedien en my begeerte en my gebed vanaand is net dat elke ene wat luister na hierdie boodskap vanaand, dat U deur die Gees iets in hulle harte sal kom oproer, Here, kom opdruk soos daai fontein waarvan U in die woord praat, daai lewende water, dat U iets nuuts sal kom wakker maak in hulle lewens. Vader, dat daar ook begeerte in hulle lewens sal wees om U vas te gryp en te vertrou vir bediening daar buitekant, Here. Vader, ek weet dat dit baie keer nie maklik is nie in 'n bediening nie. Daar's baie challenges, maar ons weet dat U sê in die woord dat niks is vir U onmoontlik nie. Amen. Vader, ons bid vanmiddag vir as daar dalk blokkades in mense se lewe is wat hulle keer om betrokke te raak, dat U daai dinge sal losmaak en wegvat, Vader, dat hulle kan in hierdie wedloop kan hardloop sonder dat hulle verstrik of verstrengel is. En Vader, ek bid vir U bedienaars wat besig is en werk daar buite, wat besig is op die strate met sendingwerk. U weet hoe nodig hulle U het en hoe nodig hulle U Heilige Gees het. En is vanaand my gebed dat U net deur die Heilige Gees 'n nuwe salwing in hulle lewens sal kom uitstort vandag, Here. Nuwe krag, nuwe moed, nuwe hoop. En dat hulle die beloning sal sien wat ook eendag vir hulle wag, vir dit wat hulle in liefde vir U gedoen het. En Vader, ons wil vanmôre kom bid vir die mense wat op ons strate is, mense wat moed verlore en sonder hoop geraak het. Ons weet nie altyd hoekom hulle daar is nie, daar's baie redes, maar U weet. En ek bid dat U 'n verandering in hulle lewens sal kom maak, dat U hulle sal los en vry maak, Here. Soos dat ons praat van die Wild Horses, Vader, dat hulle kan vry wees in U, om te wees wat U hulle geroep het om te wees. U het ons nie geroep om vasgedraai te wees
in hierdie dinge nie, en verslawings en al hierdie dinge nie. U het ons geroep om werklik vry te wees, en dis vanmiddag bid ons daarvoor, dat U 'n verandering sal bring in hierdie mense se lewe, dat U uitkoms sal bring, dat U weer vir hulle hoop en moed in hulle lewens sal inspreek. En ons vra dat vanmiddag in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Amen. Baie dankie Dani. Vir julle daar buite, dankie dat julle ingeskakel het. Dankie dat ons nog 'n episode vir julle kan sit. Deel met die mense daar buite en dan op die einde van die dag hierdie is gesalf en laat dit jou inspireer om deel te wees, om hierdie pad te stap, om 'n wild horse te word en te beweeg in die salwing en die beweging van die Here. Tot 'n volgende keer. Totsiens. Totsiens. The bridle of a horse in sure control, but can also be used by the enemy to slow you down. He wants to use your past, mistakes, and shortcomings against you so that you can't experience the freedom in Christ. Then it's sometimes necessary to let go and run free like wild horses on open fields and live free without the yoke of bondage. You are watching Wild Horses.